Kom ons staan net so dan buite ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons U mag aanbid, wat 'n voorreg dat ons laag voor U mag buig, in volkome afhanklikheid en erkenning, Vader Jahwe, dat uit U en deur U en tot U, en alles wat is uit U. En wat 'n voorreg dat ons daarom as nietige mense U lof mag besing, mag erken en mag bely, U is die Almagtige. U is die koning van alle konings. En dat ons ook vanmôre in kleinheid voor U mag buig en vra, word U verheerlik ook in ons samesyn. Al die lof en die eer kom U toe, ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Nou ja, kom ons sit gerus. En ek wil sê, dis 'n lekkerte om 'n bietjie in Botswana te kuier. Wat 'n voorreg. Nou, kom ons blaai saam na Johannes 6 toe vir ons teksgedeelte. Johannes hoofstuk 6. En ons gaan lees daar vanaf vers 26 af. En ons skryf bo aan die boodskap: waar drink jy water? Waar drink jy water? In ons teksgedeelte Johannes 6, vers 27 tot 35. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee, want hom het Jahwe die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Yeshua antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Voor ons verder gaan, onthou hierdie tema, hoe volbring ons die werk van Jahwe? Om te glo in hom wat Jahwe gestuur het. Dis hoe dit volbring word. Vers 30, en hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, dat ons kan sien en u kan glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, meester, gee ons altyd hierdie brood. Yeshua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Tot sover lees ons saam, hy wat in my glo, sal nooit dors kry nie. En so kry ons dan, dit volg dan nou natuurlik op Johannes 4, wanneer Yeshua vir haar sê, vir haar die Samaritaanse vrou, vra en ek sal vir jou die water van die lewe gee, en jy sal nooit weer by hierdie put hoef te kom skep om te drink nie. Nou kom ons gaan net vir 'n oomblik terug in die geskiedenis. In Israel se geskiedenis word die beeld van waar jy drink 'n baie belangrike beginsel. In Israel sien ons daar die onderskeid tussen hulle, wat Israel wat dikwels op Egipte wou vertrou het, en die Bybel druk dit uit as Israel wat gaan drink van die Nyl, of Israel wat vertrou het op Assirië, en Jahwe vergelyk dit met Israel wat gaan drink uit die Efraat uit. Jeremia 2 vers 18, blaai saam soontoe. Jeremia 2 vers 18. So die gedagte van waar jy drink, op hom vertrou jy, loop reg deur die Bybel. Jeremia 2 vers 18. Wat het jy dan nou te doen met die pad na Egipte om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Asser om die water van die Efraat te drink? Nou wat gebeur het? Ons gaan dit vanaand hanteer.
Israel het dikwels op Assirië, op daai stadium was Assirië wêreldmag, Egipte was 'n wêreldmag, en dan kan ons Assirië aan die bokant, Egipte aan die onderkant, en Israel was gevang in die middel. En so dikwels het Israel gegryp na Assirië, en die Bybel beskryf dit dan, hulle gaan drink van die water van die Efraat. Of hulle gryp onder na Egipte toe, hulle drink van die Nyl. Nou, hoekom dit so relevant is? Jaweh sê, julle het so dikwels gegryp of na die water van die Nyl of van die Efraat, want dit was hierdie magtige riviere. En dan sê Jaweh, maar my, die fontein van die lewende water het julle verlaat. Kan julle onthou, watter water vergelyk hy spesifiek met homself? Die water van Siloam, wat saggies vloei, gebruik hy. Ons sien dit daar in Jesaja 8 vers 6. Hoekom bedoel hy dit so? Want hoe lyk die Nyl? Die Nyl is hierdie magtige water. Hoe lyk die Efraat? Hierdie magtige rivier. Hoe lyk die water van Siloam? Hierdie stroompie wat invloei in Jerusalem tot daar by die bad. Maar wat is die beeld daarvan? Wat is die belangrikheid daarvan? Hoe lyk die Nyl? Groot, kragtig. Hoe lyk die Efraat? Groot, kragtig. Hoe lyk die water van Siloam? 'n Stroompie wat invloei. Wat dit daarmee te doen het? Die mens wil altyd vertrou op dit wat hy kan sien. En Israel ook. Israel wil op Assirië vertrou, want ons sien die magtige Efraat, daai beeld. Ons sien hierdie magtige Assiriërs. Ons sien die magtige Egiptenaars. Maar ons sien nie vir Jaweh nie. En dan sê Jaweh, die water van Siloam wat saggies vloei, daai voortdurende voorsiening vir Jaweh. Israel wou nie daarop vertrou nie. Israel wou gaan drink by dit wat hulle kan sien. Onthou dit wanneer ons verder gaan. En daarom die vraag dan nou, waar drink jy? Drink jy vandag by dit wat jy kan sien, of drink jy by die lewende water wat jy nie kan sien nie, maar wat werklik vervullend is? Nou, ek gaan nou net terugkom na kerngedagte toe. Eers wil ek verder gaan en ek wil die beeld skep van ons lewens. Maar verbeel jou eers, nou ek weet dit is nou moeilik met die reën en alles, en die baie water, maar verbeel jou vir 'n oomblik, jy staan voor 'n dor woestyn. Jy is hierdie swerwer, jy sien hierdie swerwer wat uit die woestyn uitkom, of op pad in die woestyn met hierdie geweldige droogte, dorheid om hom. In so 'n mate dat sy lippe al begin swel het, sy oë dof geword het van die stof, sy voete het moeg geword, hy is besig om amper te vergaan, hy strompel voort van die dor droogheid. En dan skielik voor hom, sien hy hierdie, soos ons baie keer praat, mirage, hierdie spieeling van lig, hierdie skielike dal van water. Nou terwille van die kinders, wat daarna luister laat die tyd, dit is wanneer ligbreking, dan lyk dit asof dit wat die blou wat in die hemel is, onderop hier, en dit lyk soos water. En hierdie man sien hierdie spieeling, en hy dink dit is die perfekte vervulling vir sy dors. Maar dis vals, want daar's niks. Dis droog. Rondom lê die karkaste van die wat ook vroeër gegaan het om daar te gaan water haal, en wanneer daar uitkom, dan is dit leeg, en dis droog, en dis dor, en die einde daarvan is die dood. Nou dis baie hoe ons na Egipte en Assirië kan kyk. Dit beloof hierdie pragtig, dit is so mooi, maar dit is leeg. Want dit wat ons vanaand gaan hanteer is, juist toe Israel na hulle gryp om deur hulle gehelp te word dit die riet wat in hulle hand insteek, en Jaweh oordeel hulle juist deur Egipte en deur Assirië. En dit wat ons wil gaan drink, en dit wat ons gryp wat Jaweh nie is nie, lyk mooi, lyk belovend, maar dis leeg, dis dor, dis die dood. Maar hoor nou mooi, en dis asof daai man wanneer hy staan en hy sien daai, maar hy sien daai ligspieeling en hy sien daai pragtig, dit lyk vir hom so pragtig, dit lyk aanloklik, en sy hart hinker daarna. Maar agter hom, en skep nou daai beeld is, ek wil amper sê, eenvoudige klein puitjie, maar binne-in is die fontein van die lewende water. En dit is moeilik om te draai. Dit is moeilik om weg te draai van dit wat ek sien en dit wat ek voel, wat ek dink dit is goed, en om na 'n put toe te gaan, wat ek nie altyd kan sien nie. En my hart is amper stadig om te draai, dis amper asof ek moet wegdraai van hierdie skim af, ek moet wegdraai van hierdie betowering, want dit lyk vir my so goed, maar dit is moeilik. En dis daar wat Jeremia 31 vers 18 so mooi vir ons sê, Jaweh bekeer my,
dan sal ek bekeerd wees. Jahwe, help U my om weg te draai van dit wat vir my so mooi en goed en wonderlik lyk, dat ek na U kan draai. Sodat ek my in die geloof kan verlustig in U. Nou kom ons vir 'n oombliekie terug. Ons hele lewe word ons gekonfronteer soos daardie swerwer, wil ek sê, in die woestyn. Die lewe, almal van ons voel op 'n stadium deur groot uitdagings oorweldig. Ons voel ook partykeer soos daardie man wat droog en lippe wat al geswel is, sy oë is vol stof, hy's moeg, sy voete is al seer. Hy begeer net en hy dink hierdie is 'n lekker uitkoms. Dalk is dit deur uitdagings, dalk is dit sonde wat jou tuister. Dalk is dit 'n moedeloosheid, 'n eensaamheid, 'n uitgeputheid, 'n worsteling, jou omstandighede wat net te groot is, jou verantwoordelikhede wat te groot is, jy voel verwerp, jy voel kwaad en nagekom, wat dit ook al is in my en jou lewens, wat maak dat ons soos daai swerwer kan voel, en dan sien ons hierdie spieeling, en ons wil gryp na die vlees, en ons soek en ons dink, ons versadiging, ons redding, ons hulp, ons verlossing, gaan kom uit daardie oord. Dalk is jy opgewonde oor die toekoms, en jy dink, hierdie dinge is die dinge waarna ek kan gryp. En dan kom die vraag, waar drink jy water? Want water drink is die essensie van ons hele lewe. Elke dag, elke uur gereeld. Water drink is die essensie van ons hele bestaan. Is daar baie mense wat vandag gaan water drink by dit wat nie ons dors les nie? Ja. Is daar baie mense wat poog om daar te gaan water drink en op die einde lê hulle lyke daar? Dis die hartseer. Dis die werklikheid daarvan. Jahwe roep ons om te drink by die fontein van die lewende water, maar daai fontein lyk nie soos die magtige rivier van die Efraat nie. Hy lyk nie soos die magtige rivier van die Nyl nie. Hy's nederig, hy's sagmoedig, hy kom nie in hierdie vleeslike grootheid voor die mense nie. Hy kom as 'n dienaar, hy kom as die een wat sterf, en dan kan ons sê, hierdie hele beginsel loop reg deur die Bybel. Is die Bybel baie duidelik daarvoor dat Jahwe vir ons die fontein van die lewende water gee? Ja. Is die Bybel duidelik daaroor dat Israel deur al die eeue daai water verag vir dit wat die wêreld hulle wil gee? Ja. Dink maar aan Jeremia 2 vers 13. Want my volk het twee dinge gedoen. My, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat. Kan julle dit onthou wat hy sê? En het gebarste reënbakke gaan uitkap. Hulle wil nie by my drink nie. Hulle gaan, of is die Efraat, of is die Nyl, of is gebarste reënbakke. Ons volk is met alles besig behalwe om te drink by Vader Jahwe. En hou nou hierdie gedagte, dit is belangrik. Jeremia 17 vers 3. Want hulle het Jahwe, die fontein van die lewende water, het hulle verlaat. En dan kan ons vra, wat is wonderlik, wat is een van die sentrale profeseë van die koms van die Messia? Die water wat gaan uitbreek, die lewende water wat na vore gaan kom. Jesaja 44, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Dis vir ons, hoor nou, bly nou by. Jesaja 58 vers 11, die dorplekke van Israel sal word soos hierdie lowergroen land. Jesegiel 47 vers 1 tot 12, hierdie strome uit die tempel uit. Ons kry hierdie beeld van oorweldigende water reg deur die Bybel geprofeteer in die koms van Yeshua. Hoor mooi. Want onthou, ons almal is dors. Ons het hulp nodig. Daai dors word gesimboliseer deur waarop vertrou ons, waaraan gee ons oor, op wie bou ons. Ons het almal dors. Ons wil almal drink. Die vraag is, waar drink jy? En nou kom Jahwe en hy sê, ek gee vir julle oorvloed om te kan vertrou, wat jou gaan bewaar, wat jou gaan vashou. Ek gee nie vir jou 'n bietjie water nie, ek gee vir jou hierdie fontein van lewende water, wat in jou word hierdie fontein van lewende water. En dis ons verwagting, dis ons hoop. Nou bly nou by. Sagaria 14 vers 8 sê, hierdie lewende strome wat uit die tempel uitvloei. En dan kan ons vra, wie is die enigste bron van hierdie lewende water? Wie is die enigste plek waar ek en jy die lewende water kan vind, is by Yeshua. So, Johannes 4, vra vir my, en ek sal vir jou die lewende water gee. Johannes 7 vers 37 en 38, as iemand dors het, laat hom kom drink by my. Openbaring 7 vers 17, Yeshua is die lam, wat daai fontein van lewende water voortbring. Openbaring 21 vers 6, aan die dorstige sal ek gee om te drink. Openbaring 22 vers 1, 'n suiwer rivier van lewende water wat uit die troon uitstroom. Openbaring 22 vers 17, laat hom wat dors het kom, laat hom kom drink. Ons kry daai hele beeld van Yeshua. Nou kom ons terug. Voordat ons verder gaan, wil ek eers vra,
Wat is Yeshua vir ons? Wat het Yeshua vir ons kom doen? Ek gaan julle 'n tydjie gee om te dink. Wat het Yeshua alles vir ons kom doen? Wat is ons in Yeshua? Wat het hy vir ons kom doen? Hy het ons kom, Tronna, kom verlos. Jean-Pierre, vir ons ingetree. Theo, hy is ons vors, vredevors, goeie werk. Middelaar. Hy is ons lam wat vir ons geoffer is, julle, en so kan ons aangaan deur alles. Yeshua is die volheid. Nou, bly nou geby. Is ons aan hom uitverkies voor die grondlegging van die wêreld? Het hy ons voorberei? Het hy sy gees in ons harte uitgestort wat my en jou trek tot Jahwe? Het Jahwe in Yeshua ons skuld wat ons selfs in ons swakheid gesondig het hy dit kon versoen? Amen. Roep hy ons terug tot hom? Gee hy ons die krag om hom te dien? Laat hy die Heilige Gees uitstort op ons om ons te leer om hom in getrouheid te dien. Oortuig hy ons van sonde sodat ons kan bekeer. Is hy die een wat vir ons vergifnis gee? Is hy die een wat vir ons geloof in ons harte uitstort? Is hy die een wat ons help om te verhard? Is hy die een wat vir ons elke oomblik intree by Vader Jahwe? Selfs as ons gebede gebrekkig is hy die een wat vir ons intree as middelaar? Is hy die een wat ons weg volbring voor Jahwe, sodat hy sê in Johannes 6, dat almal wat die Vader my gegee het, ek sal nie een daarvan verloor nie, en ek sal hulle opwek in die laaste dag. Ek gaan hom vir hulle plek te berei, en ek gaan vir hulle plek maak. As ek terugkom, dan kom ek haal hulle, sodat hulle kan wees waar ek is. Ons het ons totalitale bestaan, ons ewige lewe in Jahwe's genadewerk vir ons in Yeshua. Maar wat moet ek en jy doen? Ons moet hom glo. Nou om te glo in Yeshua is ekwivalent om te sê om by hom te drink. Goed, nou. As ons dan nou sê, maar ons moet daagliks by Yeshua drink. En as ons dors het, simboliseer nou daai situasie waar jy 'n groot uitdaging het, jy worstel met 'n sonde, iemand het jou te nagekom, jy voel moedeloos, jy voel alleen, jy voel hartseer, daai toestand van droogte, jy het dors, jy het hulp nodig. Wat doen jy wanneer jy so voel? Gaan drink jy by die wêreld? Gaan drink jy by woede, by ander wat saam met jou skinder, by hulle wat te nakom, by vleeslike goeders, gee jy oor aan daai goeders, of gaan drink jy by die fontein van die lewende water? Wat doen ons? En daarom julle, nou kom ons by die kern. Ons hele bestaan as gelowiges is om elke oomblik by die fontein van die lewende water te gaan drink. Hoe doen ons dit? Hoe groei ons in geloof? Om die werk van Yeshua vir ons te bedink. Om die volheid wat Yeshua, wanneer Israel van ouds, het Israel van ouds, kom ek vra dit so, Israel van ouds, het hulle, as ons sê ons drink van die lewende water, hoe het Israel van ouds van die lewende water gedrink? Hoe het die profete omgegaan met hulle, om hulle te herinner om te drink by die fontein van die lewende water, om Israel te herinner aan die wonders van Jahwe? Jahwe was die God wat julle uit Egipte uitgelei het. Jahwe was die God wat met julle vaders was. Jahwe was die God van Abraham, Isak en Jakob. Jahwe was die God. Telkens is dit daai, dink terug aan die wonders wat Jahwe vir julle gedoen het, die getrouheid van Jahwe. En daarom ook vir ons, wanneer ons dit sien, dan dink ons aan Jahwe se wonders ook vir ons. Hy het ons gered, deur sy genade, deur sy liefde, deur sy trou, deur sy voorsiening, deur sy raadsplan, sy handelinge. En dis wanneer ek en jy gekonfronteer word met 'n toestand van droogte, 'n toestand van teestand, wat ook al daar teen ons was. Wat gaan doen ons? Ons gaan drink by die fontein van die lewe. Jahwe, U was getrou in die verlede. U het my uitverkies. U het my liefgehad. U het my getrek. U het my gered. U het my verlos. U het my nuut gemaak. U is die een wat altyd, en hoor mooi, Jean-Pierre, partykeer is dit juis net om te gaan stil sit wanneer jy, so belangrik, wanneer jy tyd kry van moedeloosheid, van alleenheid, van verwerpenheid, wat ook al, jy het 'n keuse om te maak, jy weet nie wat om, gaan koester jou net in Jahwe, moenie wag vir 'n antwoord nie. Gaan koester jou net by Jahwe. Gaan gee jou net oor aan Jahwe, gaan bedink Jahwe, gaan bedink Jahwe, en gaan bedink Jahwe, en gaan bedink sy goedheid vir ons. Ek wil dit spreekwoordelik sê, dis is om te draai weg van daai valshede van die wêreld af, in die fontein van die lewe, en ek wil amper sê, en in daai water te gaan spring. Jou heeltemal te verdiep daarin. Om die stof van die sonde af te was.
om die stof uit jou oë uit te was, dat jy kan sien, in U lig sien ons die lig, dat jy helderheid het, jy kry perspektief wanneer jy jou verlustig in Jahwe, wanneer jy gediskonnekteer is van Jahwe, wanneer jy kyk na die wêreld, verloor jy perspektief, jy raak angstig, jy raak onseker, jy raak bevrees, maar wanneer ek en jy ons verlustig in Jahwe, wanneer ons drink by die fontein van die lewende water, kom daar kalmte en rustigheid en vrede. Jahwe is getrou. Hang nie van my en van jou af nie, om jou seer voete, al die pogings van jouself te kan laaf, om werklik te kan sê, Jahwe, aan U gee ek oor. Hierdie beginsel is regtige lewensbeginsel. Maak nie saak wat voor jou lê nie, gaan drink by die fontein van die lewende water. Gaan word stil en gaan oordink die goedheid van Jahwe. Onthou vir Israel, Jahwe was getrou by Sinai, Jahwe was getrou vir Abraham, Jahwe was getrou vir Josef, maak nie saak wat vir Daniel, met Jericho, met alles. Wie is groter as dit? Watter wonder was groter as al daai wonders saamgevoeg? Die wonder van Yeshua. En daarom kan ons verlustig daarin, wanneer ek onseker is, wanneer ek alleen is, wanneer ek te nagekom is, wanneer ek kwaad is, wanneer ek seer gemaak is, wanneer ek bang is, wanneer iets voor my lê, maak nie saak wat nie, wat gaan doen ek? Ek gaan drink by die fontein van die lewende water. Ek gaan verlustig my in Jahwe se genade vir my in Yeshua. Ek vertrou op hom, ek oordink hom, ek vertoef by hom, ek wandel met hom. Blaai saam na Johannes 7 toe. Johannes hoofstuk 7. Kom ons lees daar vers 37, hoor hoe mooi sê hy dit. Vers 37. Op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Yeshua gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. Ek wil dit saamvat. Alles in ons lewens, ons toestande van uitdagings, is net 'n toestand van dors. Die vraag is, waar gaan drink jy? Vertrou jy op geld? Vertrou jy op aansien, op mag, op mense, op die vlees, op jou woede, op jou vleeslike reaksie? Of gaan drink ek en jy by die fontein van die lewende water? En hoe drink jy dit prakties? Gaan sit en oordink die goedheid van Jahwe. Gaan verlustig jou in die groote wonders van Jahwe. Gaan verlustig jou in Jahwe se liefde vir jou. As jy sukkel, dat daardie, kom ons gee dit terug. Wanneer ek en jy drink van daai water, wat word dit in jou? 'n fontein van lewende water. As ek en jy sukkel om te vergewe, waarna het ons 'n behoefte? Om harder te probeer? Waarna het ons 'n behoefte? Om meer ons te verdiep in die vergifnis wat ek ontvang het. Want hoe meer ek besef wat Jahwe vir my gedoen het, as ek sy vergifnis vir my werklik besef en waardeer, dan vloei dit uit my uit. As ek Jahwe se goedheid vir my werklik besef en waardeer, dan vloei dit uit my uit. As ek Jahwe se liefde werklik besef vir my, dan vloei dit uit my uit. En daarom gaan drink by daai fontein, dat jy gevul kan word met Jahwe se liefde vir jou. Nie generies nie, nie vir die volk Israel, ek sê in groot respek, maar vir jou persoonlik. Jahwe se vergifnis vir jou en vir my persoonlik. Sodat dit uit ons kan vloei, 'n fontein van lewende water. En daarom mag dit wees dat ek en jy werklik ons vrede, van daai fontein wat in ons word, bring vrede. Dit bring vreugde, dit bring versadiging, dit bring kalmte, dit bring beskerming. Dit gee my die krag om te vergewe. Jy vanmôre krag nodig het om te vergewe, gaan verlustig jou, gaan drink by die fontein van die lewende water, gaan verlustig jou in die vergifnis van Yeshua. As jy vandag worstel met hoop, gaan verlustig jou in die hoop wat Yeshua, wat Jahwe vir ons in Yeshua gee.
As jy worstel met alleenheid, gaan versadig jou met die wete dat jy die beste vriend, hy het sy lewe vir jou afgelê, hy het ons lief, ons hoef nooit alleen te wees nie, hy tree vir ons in, hy is by ons, hy beskerm ons, hy dra ons met sy volmaakte liefde. Wat dit ook al is wat in jou lewe is, as dit stryd is met sonde, gaan sit ook daar by die fontein en gaan drink. Het Yeshua medelei met al ons sondes? Is hy versoek net soos ons? Maar sonder sondes. As daar een ding is wat ek vanmôre ten einde die tema wat ons vra, waar drink jy? As jy alleen is, as jy worstel, as jy stoei, of dit sonde is, of dit verwerping is, of dit alleenheid is, of dit groot dinge is wat voor jou lê, groot besluite, wat gaan doen jy? Jy gaan drink by die fontein van die lewe. Jy gaan verlustig jou in Jahwe. Hoor mooi terwille van die kinders. Wanneer jy daar by Jahwe gaan sit, kry jy nie noodwendig altyd die antwoord wat jy wil hê nie, maar jy kry die antwoord wat Jahwe vir jou wil gee. En dis die rustigheid en die kalmte van Jahwe se teenwoordigheid. Is daar enige plek beter as om te wees, as om die teenwoordigheid van Jahwe te wees? Almal van ons wat hier is, wat Jahwe dien, kan getuig, is daar 'n versadiging by die voete van Jahwe? Amen. Is daar 'n rustigheid en 'n kalmte te midde van 'n chaos wêreld? Amen. En daarom, jy kan, en ek sluit hiermee af, jy kan na die Efraat toe hardloop. Jy kan na Egipte, na die Nyl toe hardloop. Jy kan na daai ligspieeling toe hardloop. Dit gaan dooie lyke wees. Die enigste plek waar daar vir ons versadiging is om in jou binnekamer te gaan en die goedheid van Jahwe te bedink en Jahwe dankie te sê. Om sy vergifnis vir jou te bedink, om sy liefde vir jou te bedink, sy genade vir jou te bedink, sy heiligheid vir jou te bedink, sy barmhartigheid, sy verlossing, sy lossing, so kan ons aangaan sy offer, om sy alles te oordink. As jy alleen en verworpe voel, gaan bedink die goedheid van Jahwe. Dit is vir ons die lewe en mag dit wees. En hy het vir my gesê, hy wat in my glo, soos die skrifte sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Ons probleem is ons drink te min by die fontein van die lewende water. Ons hardloop te veel rond met ander goeters en drink te min daardie lewende water. Kom staan nou bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wil U ons werklik help om dikwels gereeld elke dag te gaan drink by daardie fontein van lewende water. Om werklik ons hart en ons gedagtes stil te maak, om voor U te buig, om U te bedink, om U te verheerlik. Want dan kan dit nie anders nie as om met dankbaarheid in ons harte te vul, om U waarlik te aanbid nie. Dankie dat ons kan vra, vorm en maak ons waarlik, tot lof en tot eer van U naam. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Kom ons hef ons hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.